Goeiemôre almal. Baie welkom volgende hierso op hierdie opstandingssondag. Is 'n baie eintlik die grootste dag in ons gelowiges se lewe. As jy mooi daaraan dink, as Jesus nie opgestaan het nie, dan was dit maar net 'n ontslape held geweest, maar hy het opgestaan en ons vervolgens baie daarna verwys, ook in die prediking natuurlik. Baie welkom aan besoekers wat dalk hierso is. As jy dalk saam met familie kuier vanoggend of as jy dalk ver is en jy luister op die internet, mag jy vandag saam met ons hierdie feesdag regtig waar baie geniet. Ek gaan al die afkondigings vir ons los vir na die tyd, daar's nie baie nie. Ons sal dit almal sal ons dit nou doen, as ons klaar is met wat ons hierso wil doen. Goed. Toe ons ingekom het en ek hier voorgestaan het, het IT en Chris lied 420 gespeel. Baie van die Hollandse mense sal dit herken. Dit is 'n bekende paaslied wat in die Nederlandse huise baie bekend is. En ons het nie dit opgegee vanoggend om te sing nie, maar ons het wel gevoel om dit te speel, omdat dit ook vanoggend dan nou Paaszondag is. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Genade, barmhartigheid en vrede kom van God ons Vader deur sy Seun Jesus Christus in die kragvolle gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, jy het nou gesien, die Here het ons geseën, ons het ons afhanklikheid verklaar van hom. Kom ons sing vanoggend lied 407 en lied 422, pragtige liedere oor opstanding. En dit is die gedagte met hierdie gedeelte van ons byeenkoms is, dat dit regtig iets is waar ons die Here loof vir wie hy is, wat hy gedoen het en hoe hy dit gedoen het. So kom ons staan en dan gaan ons dit vanoggend saam sing, vers 1 en vers 2 van lied 407, 1 tot 3 van 422. Dan gaan ek vir ons saam bid. Kom ons bly sommer staan daarvoor en dan gaan ons die geloofsbelijdenis vanoggend in beurtsang sing. Skrifryming 12:2 vers 1 tot 5 en daarna kan ons gaan sit. So dis ons gaan nou sing, dan gaan ek vir ons saam bid terwyl ons staan die geloofsbelijdenis vers 1 tot 5 en daarna kan ons maar weer gaan sit. Kom ons sing saam.
Ons bid saam. Ons Vader wat woon in die hemel, ons as u kinders, o Here, wat volgende hier bymekaar is en wat met trompet en met orgel en met ons stemme wil ons vanoggend u kom loof, kom prys en Here eintlik met 'n verwondering en met 'n blydskap vanoggend het ons wakker geword om te besef net weer die grootheid en die almag wat U aan ons bewys het. Ons wil sing daarvan, o Here. Ons wil met verbasing en met al hierdie woorde wat ons lees in die Bybel van hoe die disippels en die vrouens was toe hulle U gesien het, wil ons vanoggend met oortuiging kom sê die Here het opgestaan. Wat 'n voorreg. Here, ons leef in 'n tyd waar mense baie aantuigings maak teen gelowiges, veral teen die opstanding. En dalk is daar vanoggend ook mense wat dalk hier vanoggend sit en wat twyfel oor of die opstanding werklik gebeur het. En vanoggend is dit ons gebed dat U ons sal lei om deur die Gees ons te oortuig dat dit iets is wat gebeur het, dat U wonderwerke gedoen het en dat U in liefde, o Here, dit is net liefde, ware liefde wat die dood kon deurbreek en U het dit gedoen omdat U vir ons so lief was. Mag ons hele ingesteldheid vanoggend, as ons hier bymekaar is, as ons hier so saam sing, as ons uit die woord lees, mag dit ons ingesteldheid wees dat ons vanoggend met 'n dankbaarheid en wat oorgaan in 'n lof in ons lewe, dat U dit sal sien en dat dit in ons harte sal bly lewe. Dis ons gebed vanoggend, o Vader. En ons wil ook kom bid dat U deur die Gees, as ons ook nou U woord oopslaan, dat U daardeur vir ons ook sal wys wat U in ons lewe wil doen en wat U gedoen het en wat U nog altyd sal bly doen. Dis ons gebed vanoggend. Amen. Kom ons bely nou saam ons geloof. Skrifgedeelte 12:2 vers 1 tot 5. Ons gaan dit in beurtsang sing.
Gemeente, ons het nou die seën van die Here gekry, ons het gesing, ons het ons geloof bely. Dis wat ons noem die ontmoetingsdiens. Dis waar ons in ontmoeting met die Here is en waar ons sy lof besing en saam bely wat ons glo. Dit is 'n verklaring van wat ons glo. Ons kom nou by die gedeelte by ons byeenkoms waar ons die woord is waar ons skuldbelydenis of verootmoediging, waar ons klein word voor die Here. Nou hoe ons dit doen, ek het verlede Sondag begin en ons vat elke gebod en ons sê iets daaroor. En volgende gaan ons bietjie na die tweede gebod kyk, in diepte en 'n paar dinge daaroor sê. En die gedagte daar is om so 'n bietjie te kyk, wat is die konteks van die tweede gebod en wat is die implikasie daarvan op ons lewe vandag. So, kom ons hoor eers wat sê die tweede gebod vir ons en dan sal ons die volgende Sondag sal ons weer aangaan en ons sal oor die derde gebod praat. Tweede gebod sê jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Dis die tweede gebod. So dit gaan oor die manier van aanbidding. Kom ons kyk wat sê wat leer ons daaroor? Wat eis God in die tweede gebod? Hy sê ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie en hom op geen ander manier vereer as wat hy in sy woord beveel het nie. Mag ons dan glad nie beelde maak nie. God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld word nie. Die skepsels mag wel afgebeeld word, maar God verbied dat ons van hulle afbeeldings maak en besit om dit te vereer en om daardeur te dien. So twee dinge kom uit hierdie gebod uit. Nommer 1 is dat dit gaan oor die maak van beelde van God. En die tweede ding gaan oor eie willige godsdiens. Ek gaan nou al twee verduidelik. Kom ons gesels eers oor die eerste een, die maak van beelde. Nou, sit jy hierdie gebod in die konteks van daardie tyd waarin dit geskryf is. En dan sê jy onthou, ons het al gepraat daaroor hierso, dat hierdie beelde, of daar was gode gewees, en elke godheid het 'n sekere funksie gehad. Nee, hulle het nie net een God gehad nie, daar was verskillende gode gewees. En dan kom God en dan sê hy in die eerste gebod, ek is die enigste God. Daar's net een God en dis ek, binne hierdie konteks van klomp gode. En nou sê hy, maar jy mag nie 'n beeld van my maak nie, want hierdie mense van daai tyd waarin die Jode geleef het, of God se volk geleef het beelde gemaak, want hulle het geglo dat die gode ver is, en omdat hulle ver is, al hoe hulle kan nader kom aan ons, is as ons 'n beeld van hom maak. So byvoorbeeld, soos wat ons sê, ons gees leef voort in ons liggaam, net so het hulle gesê, maar as ons 'n beeld maak, dan leef daai God binne in hierdie beeld. En natuurlik was dit 'n gee en neem. Jy het gesorg vir die beeld, jy het seker goed van hom verwag, van hom gevra, en dan moes hierdie beeld dan natuurlik weer vir jou terugdoen. En as jy dit teruggedoen het nie, dan kon jy hom nou geklap het, of hom verbrand het, en vir jou ander beeld gebou het, want hy luister nie wat jy doen, of wat jy sê nie. Ek weet, dit klink belaglik, maar dit is presies hoe dit was. So eintlik het die mense, kan ons maar sê, hoor baie mooi, het die beelde, of die gode, 'n guns gedoen, om hulle 'n beeld te maak, want die oomblik dat hulle 'n beeld maak, dan word hierdie God dan nou lewend. En dan kan hy nou sy magte vertoon of so. Dis die konteks waarbinne hierdie gebod afspeel. Nou moet jy mooi verstaan, hoekom God sê, dat jy nie eens dan dink om 'n beeld te maak van hom nie. Want nommer 1, hy wil nie met hierdie gode geassosieer word nie. Nommer 2 is, God is nie 'n ver God nie. Ons bely tog dat hy 'n God is wat hier by ons leef, nee, wat binne ons leef. Hy het ons die Heilige Gees gegee. Ons kan God nie afbeeld nie, want hoe beeld jy 'n gees af? Hoe beeld jy alomteenwoordig af? Hoe beeld jy almagtig af nie? Al daai eienskappe wat ons van God ken, kan jy nie in 'n beeld vasvang nie, is onmoontlik. As God 'n beeld wou of sou maak, dan sou hy dit sommer self gedoen het, en hy het dit gedoen. Hy het Jesus Christus gemaak, na sy beeld, nee, hy het ons gemaak as God se verteenwoordiger, ons is in die beeld van God geskape, nee, ons verteenwoordig God op aarde, nee, God leef in en deur ons, nee, en dit is 'n hele mooi, is nogal 'n mooi beeld, nee, hoe ons hierdie gebod van Sondag na Sondag lees, en nou sien ons, maar hierdie gebod het eintlik
praat met my, want ek is God se beelddraer, nie. God lewe binne in my. So, hy openbaar hom nie in beelde nie. Hy openbaar hom in sy woord, en ons is na sy beeld geskape. En hierdie laaste puntjie moet ek vir u sê, as ons al hoe meer aan Christus gelykvormig word, nee, want onthou Christus is na die beeld van God, hy sê tog, wie my sien, sien die Vader. As ons al hoe meer gelykvormig word aan die beeld van Christus, sal ons saam met Paulus kan sê, nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe, om te lewe, is vir my Christus. Goed, dit is die beelde. Nou, eie-willige godsdienst is die nommer 2, wat hierdie gebod vir ons sê, en dit is, om God op 'n heel ander manier te dien, as wat hy vir ons vra, dat ons hom moet dien, of dat hy voorstel dat ons vir hom moet dien. As ons hom dien, net soos wat ons wil, dan gaan dit eintlik op die einde van die dag oor my, en nie oor God nie. So dan besluit ek hoe om God te dien, en nie hoe hy wil hê dat ek hom moet dien nie. So, ingewortel in Christus, in afhanklikheid moet ons vra, Here, hoe wil u hê, moet ek u dien? Hy sê dit vir ons in die woord, en dan dien ons hom, soos wat hy vra dat ons hom moet dien. Baie kortliks, daar kan nog baie goed gesê word oor die tweede gebod, maar dit gaan oor die beelde nie, die konteks waarin dit geplaas word, en dit gaan oor eie-willige godsdienst. As jy dit kan onthou, as jy vanaf die tweede gebod hoor, en dat jy as God se verteenwoordiger op aarde is, dan sy beeld geskape is, dan het jy hierdie gebod reg gehoor. Kom ons stop hier vanoggend wat dit betref. Ek vra om verskoning dat ek so bietjie snaaks praat, ek het so dinge hier in my lip en steke, en dit verhoed dat ek F nie lekker kan sê nie. Maar ek hoop dit sal regkom baie vandag. Gemeente, kom ons sit net so, dan gaan ek vir ons weer saam bid. Ons almagtige God en hemelse Vader, ja, Here, dis 'n voorreg om te weet dat ons na u beeld geskape is. Dis vir ons 'n voorreg om te weet dat ons nie u 'n guns hoef te doen om u in 'n beeld te giet, sodat u lewend word nie, maar dat u die lewende Here is, wat lewend is, wat vir Jesus Christus lewend gemaak het, en wat deur die Heilige Gees lewend in ons lewe. U is aan die gang, u werk, u sit nie stil nie. Help ons elke liewe dag om te besef dat ons na u beeld geskape is, dat ons verteenwoordigers is van u. As mense na ons lewe kyk, en hulle sien hoe ons optree, wat sien hulle raak? Sien hulle raak hoe ons Jesus naleef? Of sien hulle ons eie manier van doen raak? En wil u vir ons elkeen vanoggend die vermoë gee deur die Gees om te lewe soos wat Jesus gelewe het? Want ons weet, o Here, dat as ons na Jesus Christus kyk, dan sien ons iets van u raak, van u grootheid en van u almag raak, en ons sien hoe u 'n doen God is. En dan weet ons dat ons ook doen mense moet wees, wat in die koninkryk optree met liefde en met goeie dade, soos wat u vir ons vra in die woord. Here, bevestig dit vir ons, maak dit vas in ons lewe, en as ons van nou af die 10 gebooie lees, of as ons gekonfronteer word met beelde, dat ons sal onthou, ons is beelddraers van u, en dat ons so sal lewe. Dankie dat ons hierdie dinge van u kan vra. Amen. Gemeente, Lukas 24, vers 36 tot 49, gaan ons vanoggend saam lees. Nou kom ek vertel vir u, hoe mooi dit is eintlik, toe ons hierdie week voorbereidings doen vir ons, vir die eredienste, en Baar doen altyd die sangkeuses, en hy bel my Dinsdag aand, hy sê vir my, hoorie, jy en Reiner het presies dieselfde teks. En sê ek van nee, is nie probleem nie. Dit sal 2 verskillende boodskappe wees, en dit, soos jy sien in die temas ook, dit is, vanoggend is die fokus op vers 39 en 42, en vanaand is dit op vers 45. So baie mooi hoe die hele Sondag vandag gaan gesentreer word rondom Lukas 24. Kom ons lees Lukas 24 vers 39 tot 42. Dis waar Jesus na sy opstanding dieselfde dag nog bietjie later aan die disippels verskyn daar in die binnekamer. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle: vrede vir julle. Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle: waarom is julle so verskrik en waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande
en my voete. Dit is tog ek self. Voel aan my en kyk, 'n gees het tog nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie. Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Hulle het hom toe 'n stuk gebakte vis gegee. Hy het dit gevat en voor hulle geëet. Daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan, en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het, vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. 'n bietjie wat staan daar in vers 39, hy sê, kyk na my hande en my voete, dis tog ek self, voel aan my en kyk, 'n gees het tog nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie. En dan vers 42, hulle het hom toe 'n stuk gebakte vis gegee. Kom ons stop hierso met die voorlesing. Nou ja, julle, dis Sondagoggend en tradisioneel vier ons Christene Paasondag, die opstandingssondag. Jesus het opgestaan en die storie loop dat hy het opgestaan, die klip het weggerol en die vroue het aangekom en hulle het gesien hierdie groot klip wat eintlik menslik onmoontlik is om alleen weg te rol, is weggerol en engele verskyn aan mense en Jesus verskyn, hy loop sommer in by hierdie vertrek en die deure was gesluit, lees ons in Johannes en hy verskyn aan hulle en dit is die storie van opstanding. Klink eintlik na 'n baie mooi legende wat maar oor die jare oorvertel is. Dit is hoe mense vandag redeneer. Ek het 'n bietjie gekyk in koerantopskrifte reg oor die wêreld. Hierdie week is daar baie mense wat hierdie standpunt handhaaf. Is maar net 'n mooi storie wat ons hoor. Ander mense sê weer daar's nie lewe na die dood nie. Is onmoontlik. Jy kan nie as jy dood is jy dood en is klaar. Ander weer sê weer jy moet hierdie hele opstanding Sondag, hierdie hele Paasfees ding is 'n mooi storie, nê. Ons mense hou daarvan. Want dit is simbolies vir as jy deur 'n moeilike tyd gegaan het, sal jy altyd weer daar sal altyd weer 'n ligpunt wees aan die ander kant, nê. Ons moet dit simbolies sien. Definitief nie werklik nie. So baie mense hou van die Paasfees storie. Baie mense dink as jy doodgaan, dan is daar weer, of as jy in jouself doodgaan, weer simbolies, iets gebeur, dan is daar weer 'n ligpunt aan die einde van die tonnel. So ja, oor tyd het hierdie stories ontwikkel en die disippels het 'n goeie tyd saam met Jesus gehad en hulle het hom, en hy het nog in hulle gees voortgeleef, in hulle midde. Nou julle, dis asof Lukas 2000 jaar terug hierdie redenasie sien kom het en vir ons Lukas 24 gegee het. So jy kan vanoggend hierso sit en die wat luister op die internet, jy kan dink, ja, die opstanding is simbolies en dit gaan jou dalk gemaklik maak. Maar jy gaan nie die waarheid weet nie. Kom ons luister daarna. Want hier daag Jesus Christus op in die middel van hierdie disippels in hierdie vertrek en hy sê, kyk, ek is nie 'n spook nie. En die eerste bewys wat hy vir hulle sê, of kom ons begin, hy kom in en hy gee vir hulle vrede, die opgestane Christus sê vir hulle vrede vir julle. En dan vra hy vir hulle 2 vrae. Hey, hoekom twyfel julle so? Hoekom glo julle nie, nê? Hoekom is julle so verskrik? Hy wil die werklikheid stel dat hulle moet sien wat besig is om te gebeur, nê? Hoekom glo julle nie die vrouens nie? Hoekom glo julle nie daai Emmausgangers wat gesê het ek het opgestaan nie? Wat's fout? En uit daarvan die saak kan hulle dink dis 'n gees, want ewe skielik, die deure is gesluit, hier verskyn hy tussen hulle. En dan gee hy hierdie fisiese bewys vir hulle. Hy sê, hey, vat aan my, voel aan my, kyk hierso, het 'n gees het mos nie vleis en bene nie, of 'n spook het mos nie vleis of bene nie. Jy kan aan my raak, jy kan aan my voel, nê. Gee my iets om te eet.
Dan gee hulle 'n gebakte vis en dan eet hy vir hulle, nee, 'n gees eet mos nie. Dis ek lewe regtig soos wat die mense gesê het ek lewe. As jy bietjie gaan lees hier na Lukas 24, dan lees jy woorde soos bang, blydskap, verwondering, oorweldig, as jy dit op 'n sekere manier seker gaan vertaal. As jy vanoggend nie in verwondering is, of blydskap beleef, of selfs bietjie bang is nie, dan is dit baie moontlik dat jy Paasfees vergeeslik het oor tyd. En dan is dit nodig dat ons vanoggend hierna kyk. Kom ons kyk, ons gaan vanoggend kyk na die opstandingsgebeure, dit wat hier gebeur het. Ons gaan kyk na 5 bewyse vir die opstanding, dat jy kan weet wat mense vandag sê en hoe jy kan antwoord daarop. En ons gaan kyk wat beteken die opstanding hier en nou vir ons vandag. Julle, niemand het verwag dat Christus gaan opstaan nie. Kom ons kyk 'n bietjie na die bewyse daarvoor, nee, as ons terugstaan en na die evangelies kyk. Nommer 1, die disippels het dit definitief nie verwag nie. Ek meen, nie een disipel nie, wat naby aan Jesus geleef het eers gedink aan, hoorie, hy het iets genoem daar in Markus 8, 9 en 10, dat hy gaan opstaan. Kom ons gaan kyk net, kom ons gaan ondersoek die moontlikheid of dit dalk waar is, en kom ons gaan Sondagoggend en kyk of hy opgestaan het. Niemand het dit gedoen nie. Die vroue wat daar aangekom het, hulle het reggemaak met olie en balsemgoeders om die lyf te balsem, om sy dooie liggaam te balsem. Niemand het dit verwag dat hy gaan opstaan nie. So hulle is, hierdie disippels is platgeslaan, verwilderd, bang, hartseer. Hulle drome saam met Jesus is verpletter. Hulle het gedink, hulle gaan heers saam met Jesus oor die Romeinse ryk en oor die Jode. Hulle gaan in sy kabinet wees en ewe skielik moet hulle terug gaan na hulle vorige bestaan toe en hy's dood. Niemand wend eers 'n poging aan nie. As jy gaan kyk wat staan daar in Markus 9 vers 31, dan kan ons amper nie dink hoe hulle dit nie gedoen het nie. Markus 8, 9 en 10, en dan uit die hart van die saak, die res van die evangelies ook, sê woorde soos, die seun van die mens word in die hande van mense oorgelewer, en Jesus sê dit, en hulle sal hom doodmaak, en 3 dae nadat hy doodgemaak is, sal hy opstaan. Ek sal opstaan, ek sal opstaan, ek sal opstaan, niemand het dit geglo nie. Saam met miljoene skeptiese mense vandag, wat dit nog steeds nie glo nie. En dan lees ons, verskyn Jesus aan die vroue en die Emmausgangers, en hy sê vir hulle, gaan vertel, ek het opgestaan, Reinder gaan vanaand daarop ingaan, het ek gesien. En dan bietjie later verskyn hy aan die disippels, en hulle dink is 'n spook, Ek het nou genoem, waarom is julle so verskrik, waarom twyfel julle? Vat aan my, dis ek is nie 'n gees nie, 'n gees het nie vleis en bene nie, kyk na my hande en voete, en Johannes sê vir hom, kyk, die spykers in my merke, dit is ek, opgestaan, ek lewe. En dan het ons gesien, en nou steeds glo hulle hom nie. En dan vra hy vir hulle 'n stuk vis om te eet, en sê maar kyk, hier eet ek saam met julle. Iets wat Jesus natuurlik baie gedoen het, toe hy saam met hulle was op aarde, baie saam geëet en daai eenheid gevestig onder hulle. So, as ons kyk na hierdie gedeelte, veral vers 38 en 40, dan sien ons baie duidelik hoe Christus opstaan en dat hy bewys, hierdie ouens wat regtig twyfel, hy het dit geweet, hoe hy vir hulle fisies kom bewys, kyk hierson, ek lewe, ek is regtig, vat aan my, voel aan my, ek eet, ek is hier, dis ek wat voor julle staan. En dan, as jy bietjie terugstaan, en behalwe vir hierdie bewyse wat Jesus self kom doen het, dan is daar regtig baie ander bewyse vir die opstanding ook. En jy sal sien hoe die renasies van mense rondom vandag gaan, ek het dit veral in my inleiding genoem, hoe mense sê, hoe hulle vandag die opstanding sien, en kom ons kyk bietjie daarna. Ek dink is nodig dat ons vandag dit vir mekaar leer, sodat jy 'n getuienis kan gee van die hoop wat in jou leef oor die opstanding. Ons gaan vanoggend sien dat dit nie maar 'n legende is, of grafroof, of hallusinasies, of wat net simbolies gesien kan word. Kom ons kyk, daar's baie, 5 gaan ons vanoggend na kyk. Die eerste ene is die feit dat die graf leeg is 'n bewys vir die opstanding. Nou, in Matteus was so, as jy gaan lees, dan was hulle bang vir grafroof, en hulle het gesê, ja, maar Jesus se lyk kan dalk geroof word, en ons moet
Romeinse soldate daar sit. So die Jode en die Romeine wat hom doodgemaak het, wou nie, hulle sal nie sy liggaam steel nie, want hulle is tog te bly dat hy dood is, nie. En as hulle hom dalk geskuif het, dis 'n ander redenasie dat hulle hom dalk geskuif het na 'n ander graf toe, sou hulle tog vir die vrouens gesê het, hoorie, ons het hom geskuif en dis waar hulle, julle kan hom daar gaan balsem. Hulle was tog goedgesind geweest teenoor sy volgelinge. Die disippels sou nie sy liggaam gesteel het nie. Hulle was te vrek bang geweest. Hulle sou, ons lees van hoe hulle bang was in die binnekamer, en as jy mooi gaan dink daaroor, moes hulle nogal hierdie groot Romeinse soldate oorweldig het, daai klip weggerol het om in te kom om sy liggaam te vat. So die leeggraf redenasie, die feit dat hy geskuif is of dat sy liggaam gesteel is, gaan nie af vandag nie. Die volgende ene, wat ek kortliks wil noem, gaan oor die vroue. Nou ons lees dat die vroue die eerste ooggetuies was van mense wat gesien het dat Jesus opgestaan het. Nou Celsus is 'n Griekse filosoof wat in die 2de eeu na Christus geleef het, en hy was teen Christendom gewees. En hy het gesê, die opstanding kan nie waar wees nie, omdat vrouens vertel het dat hy opgestaan het, en vrouens is dan maar eenmal 'n grap. Baie van sy ondersteuners het dit gehoor gegee daaraan, en het hom geglo, maar kykie wat gebeur hierso, dis eintlik wonderlik. As jy die konteks van daai kultuur gaan onthou, dan sê jy onthou dat vrouens regtig nie iets was nie, en dat hulle nie 'n sê gehad het in die samelewing nie. Maar dit is wat dit jy so mooi maak in hierdie bewys van die vroue. As hierdie 'n storie was, as die opstanding 'n legende was, sou die skrywers, spesifiek dan hierso Lukas, en eintlik al die ander skrywers, sou nooit vrouens gebruik het as 'n buis om te sê maar hy het opgestaan nie, want dit sou die storie ongeloofwaardig gemaak het in daardie tyd. Dat nie gewerk het nie. Wat hier gebeur is, dat hulle gee verslag van wat gebeur het. Hulle gee net weer van dit wat gebeur het. Vrouens het dit gesien, en dit is hoe dit is, glo dit of nie. Hy het opgestaan. 'n derde punt wat mense aanhaal, is dat hulle sê maar, hierdie disippels het gehallusineer. En eintlik leef hy net voort in hulle gedagtes. Dis nie moontlik nie. As jy gaan kyk na 1 Korintiërs 15 vers 6, dan sê Paulus baie spesifiek aan wie Jesus verskyn het. Aan Sefas, en daarna aan die 12, en daarna aan meer as 500 broers te gelyk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarom het hy aan Jakobus verskyn, en toe aan al die apostels. Nou julle, hallusinasies is iets wat by individuele gebeur, of hoogstens by 'n klein groep. Maar dit is onmoontlik dat hallusinasies in 'n groep van 500 plus mense kon voortleef, en dat hulle gesê het, maar, of dat almal saam hierdie hallusinasies ondervind het, of geeste gesien het, dat hulle almal dieselfde ding gesien het. Dit is nie moontlik dat dit gebeur nie. So, dit vat hierdie hallusinasie ook weg. Vandag die evangelieskrywers, as jy mooi gaan lees, en dis wat die evangelie so mooi maak, as dit 'n legende was, sou al 4 stories dieselfde gewees het, met dieselfde detail, maar as jy gaan lees, al 4 evangelies gee die raamwerk van wat gebeur het deur, maar die detail verskil, omdat elkeen vanuit sy eie konteks en sy eie manier van onthou, die weergawe gee van hoe Jesus opgestaan het. So dit vat die bewys van die evangelieskrywers vat dit weg, dat hulle saam gekonkel het en die storie uitgedink het. En dan die laaste ene, wat vir my persoonlik die mooiste bewys is vir die opstanding, is dat mense, of disippels, gegaan het van agter geslote deure na openbare predikers. 'n ander ding wat ek hier geskryf het is, hoe hulle gegaan het van 0 to hero. As jy kyk na die disippels, was hulle vrek bang gewees. Hulle het gevlug, hulle het gejok, hulle het agter geslote deure by mekaar gekom nie. Iets moes gebeur het, dat hierdie ouens, wat so bang was, wat so gevlug het vir hulle lewens, en gevrees het vir hulle lewens, iets moes gebeur het, dat hulle gegaan het van daar, eenvoudige bang disippels, na effektiewe, openbare predikers. Al verduideliking wat dit kon wees, is dat Christus opgestaan het.
En weet jy, kom ons vat hierdie punt nog verder. Baie van hulle het hulle lewe gegee vir die feit dat Christus opgestaan het. Nou wil ek vir jou vra, watter ou sal vir 'n leuen of vir 'n legende of vir 'n storie sy lewe gee? Niemand sal dit eers dink om dit te doen, om sy lewe te gee vir iets wat 'n leuen is nie. So in ander woorde, as die opstanding 'n leuen was en hulle het nie vir Christus gesien nie, sal geen mens wat nugter denkend is sy lewe aflê vir 'n leuen nie. En ons weet hoe hierdie mense gestenig is, hoe hulle doodgemaak is, juist vir die feit dat hulle gesê het, maar Christus het opgestaan. So dis waar. Hy het opgestaan. As 'n krimineel uit die tronk vrygelaat word, het daai wet wat van toepassing is op hom, of daai vonnis, geen meer houvas op hom nie. Hy loop uit daai tronk uit as 'n vry mens. Jesus het gekom. Hy het die prys en die skuld vir ons sondes gedra. Dit was 'n ewige oordeel wat oor ons almal uitgespreek was. Maar hy moes die prys of die vonnis ten volle betaal het. Want daardie Sondag het Jesus Christus vry uit die graf uitgegaan. Die opstanding was dis God se manier om te sê die betaling is gedoen, ten volle. Niks is meer nodig hiervoor nie. En hy het dit in die geskiedenis ingeskryf vir ons almal om te glo en dit nie te kan mis nie. Kom ons kyk laastens. Wat beteken dit vir ons vandag? Net vandag, ek het net hier die opstandingsbewyse vir u gelys, die 5 wat ons vanoggend bespreek het. Wat beteken dit vir my en vir jou vandag? Wat beteken die feit dat jy vanoggend opgestaan het en gedink het, my verlosser leef? Wat beteken dit? 'n Paar goedjies. Nommer 1. En is goed wat 'n mens dalk al weet, en van dit weet jy dalk nie. Maar die feit dat Jesus opgestaan het, beteken dat jy ook saam met hom opgestaan het. Johannes 11 vers 25 en 26 sê, Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? En vanoggend wil ek vir jou vra, glo jy dit? Glo jy dat jy saam met Jesus Christus opgestaan het in 'n nuwe lewe? Die feit dat hy dood gegaan het, beteken dat jy nooit hoef dood te gaan nie. Ons glo immers dat Jesus gesterwe, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. Het staan daar. Glo jy dit? Jy weet, iets van die opstanding is so mooi. Baie van die profete het hierdie beeld geskets al in die Ou Testament van hoe God se herstelde koninkryk gaan lyk. In Jesaja 11 kry ons 'n weergawe daarvan, wat sê wolwe en skape sal dan saam bly. Luiperds sal tussen bokkies lê. Kalwers, leeu's en voerbeeste sal bymekaar wees en klein seentjies sal vir almal sorg. Koeie en beere sal saam waai, hulle kleintjies sal bymekaar lê. Leeu sal gras eet soos beeste. Babietjies sal by die gate van adders speel. Klein kindertjies sal hulle hande uitsteek na giftige slange. Julle, dis die nuwe hemel en die nuwe aarde in sy volheid. Christus se opstanding beteken dat ons in 'n hernuide lewe, geestelik, sosiaal, fisies, ekonomies, dat daar net 'n heelheid gaan wees, 'n genesing gaan wees daarvan. Daar gaan versoening wees tussen ons verhouding met God, en dit is reeds bewerkstellig, maar dit gaan mooi wees. Dit gaan volmaak wees, tussen ons en mekaar, tussen ons en natuur, en tussen jy en jouself. Dis al versoening. Nou, as die toekoms werklik is, as dit is wat God beloof, as dit wat jy hierso sien, hierdie heelheid wat God vir ons sê, as dit waar is, verander dit die hier en die nou. Dit verander hoe jy na sekere dinge kyk. En kom ek vra vir ons vanoggend hierdie vraag. Hoekom is dit so moeilik om beproewings deur te gaan? Of met een of ander liggaamlike, fisiese, ekonomiese gebrek of siekte te sukkel? Hoekom is dit so moeilik? Hoekom is dit so hard vir ons om die regte ding te doen
en te weet dat ons reputasie in gedrang gaan wees, of dat dit ons geld gaan kos, of dat dit selfs ons lewe gaan kos. Hoekom is dit vir ons so hard? Hoekom is dit vir ons so hard baie keer om die dood van 'n geliefde te beleef, en maak nie 'n fout nie, dis hard. Dis nie lekker nie. Is dit nie vir ons so hard baie keer, omdat ons dink, hierdie lewe met sy verhoudinge is die enigste lewe wat ons gaan hê. En het is maklik om te voel dat die geld wat jy nou het, is jou enigste rykdom wat jy ooit sal hê, of die liggaam wat jy nou het, is jou enigste liggaam wat jy nou sal hê. Dit is maklik om dit te dink. Maar as Jesus opgestaan het, is jou toekoms soveel mooier, sterker en beter. Kan jy dink watter hoop gee die opstanding vir iemand wat in 'n rolstoel sit byvoorbeeld? Of wat hinkepink op een been? Wat een of ander gebrek het? As jy nou kan dans nie, met die wederopstanding gaan jy perfek kan dans. As jy nou alleen is, gaan jy in die wederopstanding perfekte liefde beleef. As jy nou leeg voel, gaan jy vol wees. Hierdie normale lewe sal herstel wees soos wat dit op ons gaan wag. As jy weet hierdie is nie die enigste wêreld nie. As jy weet hierdie is nie jou enigste liggaam nie. En dat jy eendag 'n perfekte een gaan hê. Wat maak dit saak dan wat ander mense aan jou doen? Wat maak dit saak? Nie of u dalk hierdie gesig herken nie. Dis Joni Ekersentada. Baie van u sal dalk haar gesien het op televisie al. Sy is op 17-jarige ouderdom met sy was sy in 'n motorongeluk en sy is verlam van haar nek af onder toe. Sy kan basies niks doen nie, maar sy is 'n geweldige invloed in hierdie lewe en 'n inspirasie vir baie mense. Sy vertel, ek wil dit met jou deel om net dit prakties te maak en te sien maar hoe mense kan gesels hieroor en wat die opstanding vir hulle beteken. Sy vertel dat die ergste vir haar is as sy in 'n erediens is en die predikant of pastoor sê dat almal moet kniel om saam te bid, dan kan sy dit nie doen nie. Want sy moet in haar rolstoel bly sit. Dit bly haar herinner dat sy vasgekeer is in hierdie stoel. Een keer by 'n konferensie het die spreker weer gevra dat honderde mense daar moet saam kniel voor die Here en sy het begin huil, nie omdat sy haarself jammer kry nie, maar omdat sy hierdie mooi prentjie sien van honderde mense wat voor die Here kniel en hoe dit gaan lyk eendag. Sy vertel verder, en hierdie gaan ek in Engels vir u lees. Sitting there, I was reminded that in heaven I will be free to jump up, dance, kick and do aerobics. And sometime before the guests are called to the banquet table at the wedding feast of the Lamb, the first thing I plan to do on resurrected legs is to drop on grateful, glorified knees. I will quietly kneel at the feet of Jesus. Dis net die opstanding van Jesus Christus wat vir mense soveel hoop laat gee om te bly lewe. Net die opstanding waarborg vir ons nuwe harte, nuwe gedagtes, nuwe liggame in 'n nuwe koninkryk. Julle in 'n lewe wat ek en jy nie kan indink nie. Nie eens naaste by. Amen. Vriende, ek het met my lip en hoe ek nou voel, het ek dankbaar ek het vir Mossie gevra om vir ons die gebed te doen. En Mossie, sal jy vir ons net voorgaan 'n gebed asseblief. Dankie Here dat U my en miljoene ander gelowiges vandag toegelaat het. Here, om wakker te word en 'n nuwe dag te beleef. Here, dankie dat U
ons nie gaan toelaat om hierdie dag te vermors op selfsug, hoogmoed, ondankbaarheid, negatiewe gedagtes en verskeie ander sondes nie. Help ons, Here Jesus, om die beste van die dag te maak, want die bloed wat U gestort het, beskerm ons reeds vir hierdie dag en elke dag van ons lewe. Help ons asseblief, o Here, om hierdie opstandingsdag te gebruik om die persoon te wees wat U wil hê ons moet wees, geskape na U beeld, sodat ander dit in ons kan sien, U lig in ons kan sien, U in ons kan sien skyn, o Here. Laat ons die dag gebruik om heiligheid en suiwerheid in ons lewe te beoefen, deur aan ons eie gedagtes, gevoelens en begeertes te sterf, en so U opstanding krag te verkry. Help ons om te verstaan dat U lewe, dood en opstanding nie te vergeefs was nie, o Here. Help ons as daar negatiewe gedagtes en gevoelens by ons opkom, om die liggaam in die kruis te sien en te besef hoeveel ondraaglike pyn en lyding U vir ons deurgemaak het. U het gelei sodat ons nie moet ly nie. En dit beteken dat ons al ons sorge en bekommernisse na U toe kan bring, sodat ons kan voortgaan met ons lewe in dankbaarheid vir U opstandingskrag, wat dood in lewe omskep. Ons vra U, o Gees van God, om ons te beskerm na liggaam, gees, siel en al die fasette van ons lewe. Ons verstaan dat ons deur die Gees op te eis en die krag van die Gees op te eis, vreugdevol mag lewe, aan al ons daaglikse behoeftes voorsien sal word. Ons gesond sal wees, heel gemaak, verlos en genees, vrygemaak, omdat ons alles vra in die naam van Jesus Christus. Help ons om dit te onthou vir die res van ons lewe. Gee dat ons elke dag sal gebruik om die opstanding te erken, U hart en karakter te leer ken en nader aan U te groei deur 'n lewende persoonlike verhouding met U te bou deur U woord ons eie te maak. Dankie Here dat U nooit U beloftes verbreek nie en dat U gou weer sal kom. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus wat vandag opgestaan het. Sy naam ter ere. Amen. U het nou geleentheid om U liefdesgawes te gee en dan as ons klaar is, sing ons Skrifruiming 5:3 vers 2, 4 en 5. Dan gaan ons die seën uitspreek en daarna lied 421 vers 1 tot 3.
Gemeente, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen wees en bly. Amen. Nou, lied 421, vers 1 tot 3, en daarna gaan ek vir ons net 'n paar afkondigings lees. Gemeente, net so 3 dinge wat ek met u wil deel vanoggend. Nommer 1, die blomme. Ek wil ons vanoggend gee, so groot, mooi bos blomme. En ons wil dit vir Huis Boland gee, net om weer te sê, ons is lief vir julle, soos altyd. So vat asseblief hierdie blomme saam, daarheen, en gaan deel dit uit aan wie dit nodig het daarso. Vanoggend wil ek vir u voorstel aan Rolf, Haman. Hy sit daar heel agter, ek het 3 weke saam met hom gaan koffie drink, daar by my kantoor in Mag and Bean, en toe het ek vir Rolf ontmoet en bietjie nader leer ken. Nou, Rolf, staan vir ons op agter asseblief. Ja, staan hy. Dis Rolf. Hy is 'n toergids, 'n professionele toergids hier in Kaapstad. Hy of in die Wes-Kaap, hy werk vir PG Tops, nee, as ek reg kan onthou. PG Tops, en hy skakel hier by ons gemeente in. Hy het getrek hier na toe in Durbanville. So Rolf, ek hoop dat jy dit hier baie sal geniet en dat jy regtig sal gou inskakel en sal deel word. Baie dankie. En dan laastens, die 10de Mei is daar die evangelisasie toerusting. Nou, julle, die fokus hierso is om regtig 'n 10de van ons gemeente, net 'n 10de daar te hê, wat toegerus word Saterdag 10 Mei van 9 tot 3. Is deel jou geloof, jy leer in daai tyd hoe om baie eenvoudig met mense die geloof te deel. Aan die hand van jou 5 vingers, ek het dit self gedoen al, saam met my mede-kollegas, en elke lid op jou vinger is iets, en as jy dit onthou, dan is dit so maklik om net na jou hand te verwys en die evangelie te deel. So ons nooi u 10 Mei, 9:00 tot 3:00, dit kos R40, en dit is hier in die gemeentesentrum, en dan moet jy vandag 'n lekker dag hê, as jy saam met gesin gaan kuier, geniet dit, en daar's vanaand weer 'n byeenkoms en 'n geleentheid om saam te kom hierso, en dan sien ons mekaar wanneer ons mekaar gaan weer sien. So 'n mooi dag verder.